En dit kan ek met vrymoedigheid sê. In hierdie jaar, as jy nie in Christus bly nie, as jy nie bly in waarin jy ingeënt is nie, gaan jy die bus uitval. Gaan jy uit die bus uitval. Soos ek oujaarsdag aand gesê het, dit gaan 'n jaar van geestelike ontwaking vir die kinders van God wees. Het gaan 'n jaar van beginsels wees, waar jy beginsel vas sal moet wees. 'n Jaar wat jy moet staan by dit wat die woord sê, en die woord sal vrugte dra in jou lewe. Alright, dit gaan 'n jaar wees. En ongelukkig gaan mense uitval. Onthou jy, ek het so 3 maande terug gesê, mense gaan uitval, mense gaan aanstoot neem vir die waarheid. Het jy gesien die kerk raak minder? Maar moenie bekommerd wees nie. Die ware aanbidders, wat God in gees en in waarheid aanbid, sal ergens deur die gees van God 'n hint kry, as ek dit nou so kan sê, so 'n hint kry en sê, luister, daar's 'n plek waar die waarheid ongekompromieerd gepraat word. En die waarheid sal jy ken, en die waarheid sal jou vrymaak. Alright? Ons weet, mos dit staan daar in die woord van die Here. Jy sal die waarheid ken, en die waarheid sal jou vrymaak. En as die Seun van God jou vrygemaak het, sal jy waarlik vry wees. Alright? Ek kan vir u iets vertel. Die Here roep vir Moses, en hy sê, my volk kry geweldig swaar in Egipte. My volk kry geweldig swaar. Moses, jy sal my moet help om hulle uit Egipte uit te kry. Hoor jy wat ek sê? Moses, jy sal my moet help om hulle uit Egipte uit te kry. Hoor jy wat ek sê? Moses, jy moet my help om hulle uit Egipte uit te kry. En Moses haal hulle uit met, die skrif sê, daar was nooit weer 'n profeet wat die wonderwerke kon verrig as wat God deur Moses gedoen het nie. En hy haal hulle uit met die grootste wonderwerke ooit. En hy beloof hulle 'n land wat oorloop van melk en honing. Hy stuur mense om vir hulle voorbeelde te gaan haal hoe groot hierdie land is en hoe vrugbaar dit is en hoe goed dit is as hulle by daai land gaan uitkom. Maar weet jy dat hulle almal het dood gegaan? Nie een van hulle het geloof gekoppel aan wat God gesê het nie. En almal kom in die woestyn om. Die hele lot kom in die woestyn om. Behalwe Josua en Caleb, wat ons nou die storie van weet. Omdat wat God vir hulle beloof het, hulle nie geglo het, God in staat was om te doen nie. En dit is hier die nuwe jaar wat vir ons voorlê. Baie mense gaan in die woestyn omkom. Hoe hartseer dit ook al vir God was. Hoe moeilik dit ook vir God was. Hoe seer dit God gemaak het. Hy het op 'n stadium vir hulle 'n demonstrasie gelewer, dat as die slange julle pik, laat Moses net vir julle 'n kruis daar maak. En dan sit hy die slang net op die kruis. En as jy na daardie kruis kyk en na die slang kyk, en jy glo wat ek vandag vir jou sê, dan sal jy genees word. Dit maak nie saak hoeveel giftige slange jou gepik het nie. 'n profesie. 'n profesie na die werklike kruis van Jesus Christus. En soos wat Moses die slang in die woestyn moes oplig, sodat mense intens na hom kan kyk, so sê die Here Jesus, die Seun van die mens moet opgelig word, sodat daar vryheid gebied kan word. Ongelukkig, baie mense het lewendig geword toe hulle na die slang kyk, maar terug verlang Egipte toe. Baie mense
begin die pad met Jesus Christus stap, maar hulle verlang terug na die ou weë. Baie min mense glo dat wat hier plaasgevind het uit die hart van God uitgekom. En baie stap terug. En ongelukkig moet hy in die woestyn omkom. Ek sê nie, hy gaan hel toe nie, hoor baie mooi wat ek sê. Ek sê nie, hy gaan hel toe nie. Maar hy gaan nie ervaar en beleef wat God vir hom as 'n erfgenaam nagelaat het nie. En ongelukkig moet hy in die woestyn omkom. Want jy sien die nuwe lewende weg lê net in Jesus Christus. En niks anders nie. Kan ek net gou my boodskap hier stop? Anet, die profeet van God kom by 'n arm vrou in 'n plek aan. 'n Arm vrou, sy het niks. God weet sy het niks. En sy sê vir die profeet van God, as God my nie help nie, gaan my seuns verkoop word om die man van God wat my man was se skuld te betaal. Dis hoe dit gewerk het. Haar man was 'n profeet, maar hy het ongelukkig skuld gehad. En die wet van daai tyd het gesê dat jou kinders moet verkoop word om die skuld te delg. So my kinders, as God my nie help nie, gaan my kinders as slawe verkoop word. En die man van God sê vir haar, wat het jy in jou huis? Hoor vanmôre. Sy sê ek het niks. Hy sê, wat het jy in jou huis? Sy sê, Heer, ek het net 'n flesie olie. Dis al wat ek het. Die man van God sê vir haar, gaan leen elke houer wat jy kan kry. Dan gaan jy en jou seun in jou huis in, en dan praat jy met God. En dan skink jy uit daai flesie uit kanne, om dit vol te maak, sodat jy dit kan verkoop, om jou man se skuld te delg. Anet, wat het jy in jou huis? Ek het niks, Here. Nee, jy het 'n masjien. Hoor jy wat ek sê? Jy het 'n masjien. Daar's baie kinders wat hempies en broekies soek. Maak hempies en broekies en gaan verkoop dit hierdie week 1, volgende week 3, oor 6 maande 200, totdat jy kan sê, ek het nie meer plek nie. En as jy nie meer plek het nie, dan het God jou genoeg gegee om anders mee te seën. En moontlik dalk 'n klerefabriek. Hoor wat ek sê in God se naam, dalk moontlik 'n klerefabriek in Koppies, waar mense kan kom wat behoeftig is om te kan kom koop teen 'n goeie prys. En so kan jy inploeg met die guns wat God jou gegee het. Daai weduwee kon gebly sê het, ek het niks. Of sy kon die flesie vat en die eerste enetjie gooi. En toe die eerste enetjie gooi, toe hou die stroom nie op nie. Totdat sy besluit het, ek het nie meer houers nie, toe hou die stroom op. Maar toe het sy genoeg om van te lewe vir haar en haar kinders vir die res van die lewe. Jy het nie niks in jou huis nie. Tannie Katrien, ons het nie niks nie. Ons het altyd iets wat God my mee toebedeel het, 'n talent op een of ander manier, wat ek kan gebruik om in te skenk vir die gemeenskap. En die gemeenskap bring wat nodig is om my en my familie te onderhou. Dink 'n bietjie daaraan. Ek sê dit nie net vir Anet nie, maar spesifiek vir haar. Maar ek sê dit nie net vir Anet nie. Jy het iets in jou huis. Al is dit vir jou soos niks. In die hand van God raak dit 'n wonderwerk. Dit gaan nie oor die wonderwerk nie.
Dit gaan oor die beskikbaarheid wat jy wil plaas in dit wat jy het. Dis waaroor dit gaan. Soos ek gesê het, baie gaan in die woestyn aankom. Ongelukkig, dit het God se hart seer gemaak. God het gehoor hoe hulle roep. God het gehoor hoe hulle smeek. God het gehoor hoe hulle afsonder. God het gehoor hoe hulle vas. En in hierdie tyd ook. En God stuur vir hulle 'n Moses. Maar hulle verlang na Egipte. En as ons nie van Egipte af wegkom nie, is die beloofde land nie beskikbaar nie. As ons nie van Egipte af wegkom nie, is die beloofde land nie beskikbaar nie. Daar's 'n nuwe lewende weg wat beskikbaar gestel is. En jy kan terugverlang. Jy kan dit begeer. Daar was vir jou goeie en wonderlike tye daarin, maar dis nie wat God wil hê nie. Ek wil hê jy moet die Bybels vanmôre oopmaak in die boek van Hebreërs. Ons gaan vers 9 en vers 10 lees. Ekskuus my. Hebreërs hoofstuk 9 vers 9 en vers 10. Jy sien, die volk kon gebly het by wat Moses hulle gegee het, maar as hulle in die beloofde land ingegaan het, was daar 'n rus vir hulle. Hulle het gesê, ons wil nie in die rus ingaan nie. Hulle het duidelik gesê, want die belofte van God het hulle nie met hulle geloof gekoppel nie. God het vir hulle rus beloof. Maar onder die bediening van Moses, nie onder die bediening van Joshua nie. En toe hulle in die land instap, is almal aan wie God daai belofte gemaak het, dood in die woestyn. En 'n nuwe generasie staan op. En soos dit met ons as kinders van God, daar's 'n belofte van God om in sy rus in te beweeg, sodat jy van jou arbeid kan rus soos wat God van sy arbeid gerus het. Maar kinders van God wil dit nie in geloof aanvaar nie. En daarom moet kinders van God in hulle arbeid in die woestyn doodgaan. Waar hy moet sweet en spoeg om God te probeer tevrede gestel te kry. En hy gaan dit nie regkry nie. Want Jesus sê, ek het gekom om te doen wat in die wetboek van my of in die skrol van my geskrywe is, om die wil te doen, o Vader, en u wil is, sodat u kinders lewe en lewe in oorvloed kan hê. Maar kinders van God wil dit nie hê nie. Want jy sien, jy staan uit soos 'n puisie op 'n mooi vrou se wang. En al wat hulle raak sien, is die puisie. Hulle sien nooit die beloftes van God raak nie. Hulle sien net dit is vir hulle iets wat nie so lekker met hom klop nie. Hy sê in vers 9, luister, dit was 'n beeld met die oog op die teenwoordige wêreld, waarin daar gawes en offers gebring word, wat hom wat die diens verrig na die gewete nie volkome kan maak nie. Which was a figure. Met ander woorde, dit was nie die ware nie. Dit was net 'n afbeeldsel. A figure of the time then present, in which were offered both gifts and sacrifices that could not make him that did the service perfect as pertaining to the conscience. Maak nie saak hoe hulle God aanbid het nie, hulle gewete kon nooit gereinig word nie. Hy sê, want omdat dit net bestaan het in spys en drank en verskillende wassinge en vleeslike verordeninge wat opgelê is
tot op die tyd van herstelling. Nou luister nou wat sê hy. Which stood only in meats and drinks. Kan jy sien dit het niks met jou gees te doen nie? Kan jy sien dit het niks met jou gees te doen nie? Kan jy sien dit was alles op die vlees gebaseer? En daarom kon jou gees nooit vrede by God kry nie. Jou siel kon nooit gerusgestel word nie. And diverse washings and carnal ordinance imposed on them until the time of reformation. Here, dankie vir reformatie. Nie reformatie van Martin Luther en John Knox. Reformatie kan jy sien, daar's 'n woord wat sê until. Het jy dit? Met ander woorde, hierdie was net 'n profesie. Alles was net 'n profesie totdat die koning aan die kruis die prys betaal. En dan sê hy vir ons in Johannes 14 vers 6, nou is ek die weg tot die rus van God en tot die lewe wat God jou beloof het. Ek is die weg na die Vader is. En waar die Vader is, daar's vrede. Daar's blydskap. Daar's liefde. Daar's eenheid met jou Skepper. Dis die plek wat ek gegaan het om voor te berei sodat jy na die Vader kies en die Vader na jou toe kan kom. Weet jy, die volk van God glo dit nie? Is dit snaaks as hulle in die woestyn gaan omkom? Die volk van God gebruik dit nog om by God uit te kom. Hoor wat ek sê vanmôre. Sien jy wat in is opgesit het? No one cometh to the Father but by me. As hulle intens gekyk het God hulle lewe vir hulle teruggegee. As die volk van God intens kan kyk na waar die verlossing vandaan kom, het jy 'n nuwe lewende weg wat gebou is op die woord van God, geloof in 'n vaste vertroue op waarin jy en God hoop dat die lewe van God in ons lewe kan manifesteer en grond kan vat en bos kan vat. Baie mense glo dat Jesus het gekom sodat ek lewe kan hê. Maar daai lewe moet ek op die aarde suffer totdat ek doodgaan. Dis is nie wat God gesê het nie. Ek het gekom sodat jy lewe en oorvloed kan hê. Halleluja. Prys die Here. Tot op die tyd van reformatie. Tot op die tyd waar alles herstel kan word. Wat moet herstel word? Wat moet herstel word? Dit wat God hulle beloof het, dit wat God jou mee geskep het in die begin, moet herstel word. En Jesus het gekom vir die reformatie, vir die herstellingsproses het hy sy lewe gegee, soos ek gesê het. Hy het sy lewe gegee om dit beskikbaar te maak. Paulus het sy lewe gegee om dit bekend te maak, omdat God hom gewys het wat dit eintlik meegaan. Halleluja, tot op die tyd van reformatie. Kom ons lees 'n bietjie verder daar in vers 15 tot en met vers 17 van dieselfde hoofstuk. Hy sê, en daarom is hy middelaar van 'n nuwe testament. Hy's middelaar van 'n nuwe testament.
Vader, help my. Sodat terwyl daar 'n dood plaasgevind het vir die verlossing van die oortredinge onder die Eerste Testament, die wat geroepe is, die belofte van die ewige erfenis kan ontvang. Kan jy sien? And for this cause he is the mediator of a New Testament, that by means of death, for the redemption of the transgression that were under the First Testament, they which are called might receive the promise of eternal life. Hoor jy wat hy sê? Vir 'n Nuwe Testament moet hy sy lewe afgelê het, sodat hulle wat geroep is, die belofte van die lewe kan kry. As dit nie met geloof verenig is nie, het die belofte niks waarde nie. Also, luister, also where a testament is, there must also of necessity be the death of the testator. Met ander woorde, hy wat die testament gemaak het, moet sterf, sodat die erfporsie oorgedra kan word. Alright, vers 17. Want waar 'n testament of 'n testament is slegs geldig na die dood van die testamentmaker, en hy het geen krag totdat die testamentmaker gesterf het nie. Alright? For a testament is in force after men are dead, otherwise it is of no strength at all while the testator liveth. Nou moet 'n mens vir jouself die vraag afvra, as hy die testamentmaker is, wat het hy ontvang om 'n testament te kon uitmaak? Wat het hy ontvang om 'n testament te kon uitmaak? Ek meen, hy kon mos nie sommer net aan die kruis doodgaan en sê ek los vir julle 'n testament nie. Wat is die testament? Want hy moes tog iets hê om te kon gee. Hy moes tog iets hê, toe die skrif sê om aan sy broeders gelyk te word, moet hy tog iets hê om aan sy broers of sy erfgename iets te kan oordra. En dit is nie hemel nie. Ek wil u vat na die boek van Hebreërs hoofstuk 1 toe. Onthou, hy moet 'n testament hê, hy moet 'n nalatenskap hê, hy moet 'n erfporsie hê, hy moet iets hê wat hy vir jou kan sê, luister, die prokureur gaan nou die testament lees, maar dit is wat ek het. Dit is wat ek het. Luister na wat die prokureur sê. Hy sê in Hebreërs hoofstuk 1 vers 1. Nadat God baie keer en op baie maniere in die ou tyd tot die vaders gespreek het, deur die profete het en hier die laaste dae tot ons gespreek deur die Seun. God who at sundry times and in diverse manners spoke unto the fathers, or in the past unto the fathers by the prophets, hath in these last days spoken unto us by his Son. Met ander woorde, hy sê, alles hierdie was 'n profetiese heenwysing na die Seun toe. Alright? Vers 2 sê, wat hy as erfgenaam van alles aangestel is, deur wie hy ook die wêreld gemaak het. Het jy gehoor wat hy sê? Hy maak die Seun erfgenaam van alles. En toe die testamentmaker doodgaan, wat gee hy? Hy bemaak alles wat hy het aan sy volgelinge of aan sy kinders of aan sy broers, hoe jy dit ook al wil sê. Luister nou wat hy mooi sê. Luister nou wat hy sê vers 3. Hy wat die afskynsel is van sy heerlikheid
en die afdruksel van sy wese, en alle dinge dra deur die woord van sy krag, nadat hy deur homself die reiniging van ons sondes bewerk het gaan sit aan die regterhand van die majesteit. Hy gaan sit, alright? En daar's 'n geweldige ding omtrent dit. Who being the brightness of glory and the express image of his person, and upholding all things by the word of his power, when he had by himself purged our sins, sat down on the right hand of the majesty on high. Waar sit hy? Alright, toe hy op aarde was hy die erfgenaam van alles waarvoor God hom aangestel het. Die erfgenaam of die erfbesitter sterf en hy laat 'n erfporsie na van alles wat hy besit het. Van alles wat hy besit het. Ek sê van alles wat hy besit het. Willem, ons wil die beeld dra of ons word voorgeskryf. Ons word voorgeskryf wat die beeld in die woestyn was. Ons word voorgeskryf na wat die beeld in die woestyn was. En daarom kom die kinders van God om, sonder om die erfporsie deel van hulle lewe te maak. Hulle gaan in die woestyn om. Daarom sê in Hebreërs 2 vers 17, luister baie mooi wat hy sê. Hebreërs 2 vers 17 sê, wherefore in all things it behooved him to be made like unto his brethren, that he might be a merciful and faithful high priest in things pertaining to God, to make reconciliation for the people, or for the sins of the people. Ek wil jou aan die eerste gedeelte. Daarom moes hy in alle opsigte aan sy broers gelyk word. Voor hy vir jou 'n erfporsie kan nalaat, moes hy eers aan jou gelykvormig word. En toe hy aan jou gelykvormig word, toe moes hy sterf om sy erfporsie aan jou oor te dra. Daarom moes hy gelykvormig word aan sondige vlees, om die sonde in die vlees te kan veroordeel, sodat ek erfgenaam kan wees, van waarvoor hy die prys betaal het. Hy moes my eers, hy moes jou eers aan hom gelyk kry. En hy moes eers aan jou gelyk word. En die oomblik toe hy jou aan hom gelyk kry, toe het hy 'n voorreg om jou te verhef na 'n plek waar jy die erfgenaam kan wees waarvoor God hom aangestel het. Sodat jy 'n mede-erfgenaam kan word van dit waarvoor hy jou aangestel het, want hy het aan jou gelykvormig geword. Laat dit insink. Dit was sy begeerte om aan sy broers gelykvormig te word, sodat hulle nie na 'n slang hoef te kyk nie, maar 'n testamentmaker, sodat hy kan oordra alles wat hy van die Vader ontvang het. Here, laat ek U wil kan doen. Luister nou wat sê Hebreërs 7 vers 19. Kom ons blaai 'n bietjie. Kom ons gaan so 'n bietjie deur die boek van Hebreërs. Hoekom moes hy 'n Nuwe Testament maak? Hoekom moes hy? Hoekom kon God nie net daai testament wat hy op die berg vir hulle gegee het, hoekom kon hy dit net nie vir hulle
gee nie en sê, onderhoud dit. Onderhoud dit, dan kan jy lewe in dit hê. Luister wat sê, 7 vers 19. Hy sê, omdat die wet niks volkome gemaak het nie. Maar aan die ander kant is daar die invoering van 'n beter hoop waardeur ons tot God nader. Met ander woorde, dit maak nie saak hoe toegewyd en hoe presies jy dit nagevolg het. Couldn't make you perfect. For the law made nothing perfect. Nie eers die verdomde hoëpriester in die allerheiligdom was volmaak nie. Die skrif sê, die hoëpriester het sonde gehad en hy moes eers vir sy eie sonde offer. En toe kon hy vir die volk offer. En die wet kon niemand perfek maak nie. En daarom is hy die mediator of die inleiding, of wat jy dit ook al sê, van 'n Nuwe Testament. Omdat die wet niks volkome gemaak het, omdat die eerste beginsels van die wêreld jou nie by God kon uitkry nie. Halleluja. Dis hoekom hy gesê het, ek is die weg, ek is die waarheid, en ek is die lewe, en niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Met ander woorde hierdie, kom ons lees net wat die skrif sê, ek is die weg, dit was nie die weg nie. Ek is die waarheid, met ander woorde, dit was nie geskoei op die woord van God se waarheid nie. En daar was geen lewe daarin nie. Ek is die weg, ek is die waarheid, en ek is die lewe, en niemand kom by die erfporsie uit, tensy hy deur my gaan nie. Hoekom wil ons in die woestyn omgaan? Hoekom wil ons in die woestyn omgaan? Ons het nou gehoor wat Hebreërs 7:19 sê. Luister nou baie mooi, wat sê Hebreërs 9? Luister baie mooi, Hebreërs 9 vers 26 tot, is ek reg, Hebreërs 9 vers 26 tot en met vers 28. Luister nou baie mooi wat hy sê. Die eerste gedeelte sê, want dan moes hy dikwels gelei het van die grondlegging van die wêreld af. Ek wil jou aandag skenk om dit. Hy sê, maar nou het hy eenmal in die volëinding van die eeue verskyn om sonde deur sy offer weg te neem. Kan jy sien wat is die tyd van reformatie? For then must he have suffered since the foundation of the world, but now, once, in the end of the world have he appeared to put away sin by the sacrifice of himself. Het jy gesien wat hy sê? By the end of the world. Kan jy sien wat hy sê? Hy sê hierdie wêreld, man het 'n einde aangebreek. En die dag toe ek hierdie offer betaal, toe's ek die lewende nuwe weg. Die ou dinge het verbygegaan. Die ou wêreld is weg. Die woestyn is weg. Die slang op die kruis is weg. Al wat oorbly is die nuwe lewende weg. Vers 27 sê, en net soos die mens bestem is om eenmaal te sterwe en daarna die oordeel. Ek wil volgende week daaroor praat. Die mens bestem om eenmaal te sterwe. Ek wil volgende week daaroor praat. And as it is appointed unto men once to die, but after this the judgment. Luister, so sal Christus ook, nadat hy eenmaal geoffer is, om die sonde van baie weg te neem, vir 'n tweede maal sonder sonde verskyn aan die wat hom verwag tot saligheid. So Christ was once offered to bear the sins of many, and unto them that look for him shall he appear the second time without sin
unto salvation. Here, help my vanmôre. Hy het my meester sondig geword. Hy het my meester sondig geword. Maar toe hy van die Vader af terugkom, bestaan sonde nie meer nie. En almal wat hom aanneem, verskyn hy 'n tweede maal, sonder sonde vir redding. Hulle verwag die Here Jesus om hulle van sonde te kom verlos op die wolke van die hemel. Maar hy het gekom. Hy het gekom vir 'n tweede maal. Sodat ek kan wees waar hy is. Sonder sonde. Verskyn 'n tweede maal en hy vervul sy belofte en gesê het, ek gaan na die Vader. En as ek van die Vader af terugkom, dan gaan ek jou vat waar ek is, sodat jy kan wees waar ek is, en ek is waar die Vader is, en die Vader is waar ek is, en die Heilige Gees is waar ek is, so dan vat ek jou na waar ek is, in die Vader, in my, in die Heilige Gees, my lewe verborge in God, sonder sonde, ingeënt in die wynstok. Hoor jy wat ek sê? Ingeënt in die wynstok. Dieselfde vloei van Gees wat hom erfgenaam gemaak het, is dieselfde Gees wat vloei vanuit waar hy op hierdie stadium saam met die Vader sit, en my lewe is daarin verborge. Nie hierso nie. Hierso het die dood geheers. Onthou julle? Hierso heers lewe. En lewe in oorvloed. Ek het gekom sodat julle lewe en oorvloed kan hê. Nou het hy eenmaal verskyn aan die volëinding van die eeue vir reformatie, vir herstel, om weer te bring wat God in gedagte gehad het. En toe hierdie einde van die eeue aanbreek, sê as jy dit glo, is daar vir jou rus in God. As jy dit glo, is daar vir jou rus in God. Kinders van God wil nie rus hê nie. Dink maar 'n bietjie. Kinders van God wil werk deur 'n vloek en deur dood om te dink dat hy lewe gaan kry. Onthou jy wat ek het ou jaar daaraan gesê? Die aanklaers van die Here Jesus het gekom en vir hom die skrif, die Torah so oopgegooi, en toe sê hy vir hulle, julle dink dat daar lewe in daai skrif is. Julle is so dom, julle kom nie agter nie dat daai skrif praat van my en dat slegs lewe is in my. Julle is so dom, julle kom dit nie agter nie, dat dit was alles 'n profesie en 'n heenwyse na waar ek is. En hulle kon dit nie agterkom. En kinders van God kom dit vandag nog nie agter nie. Hulle dink nog steeds daar lê lewe in dood. Hulle kom dit vandag nog steeds nie agter nie. Hy sê geloof tot behoud van die lewe. Kom ons kyk dan wat sê Hebreërs 10:39. Hebreërs 10 vers 39. Halleluja. Ekskuus, ek wil net so 'n slukkie water vat. En luister wat sê hulle. Maar by ons is daar geen onttrekking tot verderf nie, maar geloof tot behoud
van die lewe. Wat was hulle probleem? Hulle het nie geglo dat God in staat is om te doen wat hy hulle beloof het nie. Hulle het dit nie geglo nie. Hulle het net in die slang geglo. En weet jy, Moses was so verlief op daai slang. Hy het hom die hele woestyn deurgedra. As jy mooi na die woord van die Here toe kyk, toe moet die Here op 'n stadium vir Josua berispe. En so hy sê, Josua, vat hierdie Noasten asseblief uit die plek uit. Mense bly na hom kyk en hulle dink hulle het lewe in die slang. Mense kyk vandag nog na die slang. Ek sê mense kyk vandag nog na die slang en dink daar's lewe in die slang. Juffrou het baie beslis. Vandag nog kyk die mense na die slang. En hulle kyk nie na die seun wat verhoog was om die invloed te vernietig nie. Maar vir ons is daar geen onttrekking tot verderf nie, maar geloof tot behoud van die lewe. Omdat hy lewe, sal ek lewe. En omdat hy vir my 'n erfporsie nagelaat het, is ek 'n mede-erfgenaam. Omdat hy vir my 'n erfporsie nagelaat het. Die vraag vandag is, wat is die behoud, of wat is die nut van die behoud van die lewe, as ons nie die afskynsel van sy heerlikheid kan wees nie? Wat is die nut daarvan, as ons nie die afskynsel van sy heerlikheid is, en die afdruksel van sy wese, en alle dringe dra deur die woord van sy krag, sodat dit wat hy beloof het, kan manifesteer deur ons lewe? Wat is die nut van die lewe? Ek vra, wat is die nut? As ek nie glo wat God gesê het nie, wat is die nut van die lewe? Dan is dit mos nou, ek koppel dit nie aan geloof nie, Here. Here, vat my. Wat is die nut? Ek vra, wat is die nut van die behoud van die lewe? As ons nie kan erf wat hy vir ons daar gestel het nie. As dit nie moontlik was nie, sou hy my nie 'n erfgenaam genoem het, of 'n mede-erfgenaam. Maar weet jy wat hang ons aan? Ek wil graag 'n afskynsel wees van 'n berg se heerlikheid. Ekskuus, praat ek te lank, van 'n berg se heerlikheid. Dit is die probleem wat ons het. Moses was so met God se teenwoordigheid, dat die heerlikheid van God van sy aangesig afgeskyn het. Sodat die kinders van God, of die kinders van die volk van Israel vir hom moes sê, Moses, maak jou gesig toe. Hy sê, nee, ek het jou erfgenaam gemaak vir die afskynsel van my heerlikheid. Ek het jou erfgenaam gemaak om die afdruksel van my wese te kan wees. Daarom moes ek jou eers gelykstel aan myself en myself aan jou gelyk kry, sodat jy kan weet wat God beloof het is moontlik. Hy sê, die ou dinge het verbygegaan. Alles het nuut geword. En as alles nuut geword het, en hy met die erfgenaam van dit gemaak het, dan het daar tyd geword, dat ek moet hoor wat God sê. Openbaring 3 vers 20, kom ons blaai 'n bietjie so toe. Openbaring 3 vers 20, luister wat sê hy, Openbaring 3 vers 20, kyk, ek staan by die deur en ek klop. As iemand die deur oopmaak, sal ek ingaan en saam met hom maaltyd hou. Openbaring 3 vers 20. Dit gaan nie om die deur oop te maak vir jou redding nie. Luister vanmôre, ek staan by die deur. Behold, I stand at the door and knock. If any man hear my voice and open the door, I will come into him
and I will sup with him and he with me. In ander woorde, as jy vanmôre glo wat God gesê en die deur oopmaak, dan is vir jou beskikbaar waarvan hy jou erfgenaam gemaak het, sodat jy saam met hom deel kan hê. Sien jy daar? I will come in to him and I will sup with him and he with me. Luister, ek sê ons Afrikaans sê, kyk, ek staan by die deur en ek klop, as iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek ingaan na hom toe en saam met hom maaltyd hou en hy met my. Hy sal deel wat ek het. Kan ek sê het, of moet ek sê wat ek is? Nee Willem, nee. Luister, ek staan by die deur, nie om jou te red nie, ek het jou klaar gered. Ek staan by die deur en ek wil hê jy moet die deur oopmaak, sodat ek met jou gemeenskap kan hê. Jy deel is wat ek is. Jy gehoor wat hy sê? Ok. Kom ek gaan vir jy nog so een versie gebruik. Ek sien ek preek te lank vanmôre. Openbaring, hoofstuk 4, vers 1 en vers 2. Willem, sit is jy regisseur. Onthou dat ek vir jou bid voor ons loop. Na hierdie dinge het ek gesien en kyk 'n geopende deur. Liewe Here, hoor vanmôre. Na hierdie dinge het ek gesien en kyk 'n geopende deur in die hemel en die stem wat ek soos 'n bassein met my hoor spreek het gesê, kom op hierheen en ek sal jou toon wat na hierdie dinge moet gebeur. Alright? Behold, I stand at the door. Ek is by Openbaring hoofstuk 4, as jy dit vinnig kan kry. As jy nie vinnig kan kry nie. Ek staan by die deur, en na hierdie Openbaring hoofstuk 4, vers 1 en vers 2. Na hierdie dinge het ek gesien en kyk 'n geopende deur in die hemel. En die eerste stem wat ek soos 'n bassein met my hoor spreek het gesê, kom op hierheen en ek sal jou toon wat na hierdie dinge moet gebeur. Alright? After this I looked and behold, the door was open in heaven, and the first voice which I heard was as it were of a trumpet, talking with me, which said, come up hither, and I will show thee things which must be hereafter. Verse 2, and immediately I was in the Spirit, and behold, a throne was set in heaven, and one sat on the throne. Luister mooi vanmôre. Here, hoor vanmôre asseblief. En dadelik was ek in die gees, en kyk, daar staan 'n troon in die hemel, en een sit op die troon. Die oorspronklik sê, luister vanmôre. And immediately I was in the Spirit, and behold, there was a throne, and sat on the throne. Met ander woorde, hy roep hom op en hy sê, kom sit saam met my op my troon, en ek sal jou wys wat moet gebeur. And sat on the throne, met ander woorde, hy sê, kom op hiernatoe, en kom sit saam met my, sit op die troon, en dan wys ek vir jou wat moet hierna gebeur. En as ek en jy nie die geloof het om in die troonkamer van God in te beweeg waar God is nie, het ek en jy nie 'n toekoms van lewe nie. Hy nooi jou uit en sê, jy het die deur oopgemaak. Nou maak ek vir jou die deur verder oop en ek nooi jou in om saam met my op my troon te kom sit. Willem, dit is nie moontlik nie. Dit is moontlik. Efesiërs sê dit baie duidelik. Efesiërs is duidelik omtrent dit. Moet ek dit vir u lees? En dan het ek vir jou Efesiërs hoofstuk 2 gegee. Efesiërs hoofstuk 2, vers 5 en vers 6. Willem, Here man, ons mis die bus. Even when we were dead in sins, have he quickened us together with Christ.
By grace ye are saved, and have raised us up together, and made us sit together in heavenly places in Christ Jesus. Met ander woorde, hy sê vir jou, man, ek het aan jou gelyk geword. Dit was my keuse om jou soos ek te kry en my soos jou te kry, sodat jy die erfgenaam kan wees wat ek van my Vader geërf het. En as jy die erfporsie opneem, dan gee ek jou toestemming om te gaan sit aan die regterhand van ons Vader. En van daar af kan jy lewe en lewe in oorvloed hê. Kan ek jy terugvat na Hebreërs toe? En as het ek hom vir jou gee, Hebreërs hoofstuk 3. Kom ek vat jou terug na die boek van Hebreërs toe. Ek weet, Here, ek weet, daar's mense wat dit nie glo nie. Terwyl ek dit praat, weet ek daar's mense wat dit nie glo nie. Maar dit maak nie die woord van God oneffektief nie. Hebreërs hoofstuk 3 vers 17 en vers 19. Hy sê, en op wie was hy 40 jaar lang vertoorn? Was dit nie op die wat gesondig het, wie se lyke in die woestyn geval het nie? En aan wie het hy gesweer dat hulle in sy rus nie sal ingaan nie, behalwe aan die ongehoorsaamheid, omdat hulle dit net met geloof verenig het nie. But with whom was he grieved 40 years? Was it not with them that have sinned, whose carcasses fell in the wilderness? And to whom swear he that they should not enter into his rest, but to them that believe not? En die volgende vers sê, omdat hulle dit, so we see that they could not enter in because of unbelief. Hulle kon nie in God se rus ingaan nie. Hulle moes in die woestyn aankom. Daar's mense vandag wat nie glo dat God is sy rusplek nie en jy is God se rusplek nie. Hulle glo dit vandag nog nie. En is dit snaaks as God jou laat omkom? Of is dit snaaks dat jou ongeloof jou laat omkom? Kom ek sê dit eerder so. Hulle kon nie ingaan nie. Hulle kon nie 'n erfporsie opneem nie. En vandag neem kinders van God, ek het nog baie om te. Vandag neem kinders van God nie hulle erfporsie op nie. Want hulle kan dit nie met geloof verenig nie. Hulle kan nie glo dat wat God beloof het 'n moontlikheid is nie. Paulus sê wat die oog nie gesien het nie, die oor nie gehoor het nie, en in die hart van geen mens opgekom het nie, het God weggebere vir hulle wat hom liefhet. Hulle glo dit nie. En hulle wil in die woestyn omkom. En ek wil vanmôre vir jou sê, soos ek begin het, in hierdie jaar gaan baie in die woestyn omkom. Maar baie gaan uitstaan soos 'n peisie op 'n vrou se gesig. Want geloof tot behoud van die lewe is 'n vaste vertroue op wat ons hoop. Jy gehoor wat ek sê? As ek glo wat God my beloof het, kan ek my erfporsie opneem. Is ek by magte om my erfporsie op te neem. As ek dit nie glo nie, is my erfporsie nie vir my beskikbaar nie. Onthou wat ek wil sê? Ek wil volgende week praat, die mens is bestem om eenmal te sterwe. En daarna die oordeel. Jy gaan geoordeel word. Hang af hoe. Ek wil jou met 'n angstigheid los. Here, as ek 'n erfporsie het, wat is my oordeel dan? Want ek is bestem om te sterf, om geoordeel te word. Wat is my oordeel? Vader, baie dankie. Dankie, Here. U sê ons moet vernuwe word in die gees van ons gemoed. En Vader, ons moet die ou dinge afsterf, sodat die nuwe kan plaasvind. En Here, met vrymoedigheid en met oortuiging.